Dien ons twee meesters? Verwyder die suurdeeg van afgoderry en selfsug. Ons begin in Lukas 16 vers 13 die eerste gedeelte. Geen huisknegt kan twee meesters dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Die bogenoemde skrifgedeelte praat hoofsaaklik oor geld in sy konteks, maar die gees daarvan leer ons ook dat ons nie twee meesters tegelyk kan dien nie. Ons kan nie in sonde voortleef en Majesteit Jahweh terselfdertyd dien nie, dit is onmoontlik. 2 Petrus 2 vers 19, waar 'n Adamiet deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. En Johannes 8 vers 33, Joshua antwoord hulle, Voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. Romeine 6 vers 16 verklaar dat gelowiges net twee keuses het aangaande wie ons dien. Gehoorsaamheid aan die sonde tot die dood, of gehoorsaamheid aan Majesteit Jahweh tot die ewige lewe. Daar is nie middelgrond nie. Eksodus 20 vers 2 tot 3. Jy mag geen ander magtiges of gode voor my aangesig hê nie. Hoeveel van ons gelowiges kan eerlik erken dat daar ander meesters in ons lewens was of is? In hierdie opsig gaan ek fokus op sonde in ons lede. Enige iets wat jy toelaat om jou te oorwin is jou meester en jy sy diensknegt. Of dit nou welis, begeerte, vuiltaal, haat, toornigheid, skinder of leuns is, wat ook al jou oorwin en beheer, dit is waaraan jy 'n slaaf of diensknegt is. Wat ook al jy aan oorgee om jou te beïnvloed, dit is jou meester. Genesis 4 vers 7, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Elohim forceer homself nooit op 'n mens af nie. Die Satan forceer homself op 'n mens af. Elohim gee leiding, die Satan neem in besit. Elohim gee ons vrye wil om elke dag ons eie keuses te maak, maar ons gaan die gevolge dra, goed of sleg, van daardie keuse wat ons maak. Ons kan kies om sy leiding te volg, of ons kan kies om deur die Satan in besit geneem te word. Vader Jahweh, onse Elohim, begeer dus dat ons sy leierskap sal volg deur Joshua ons meester, en dat ons die lewe sal kies. Ons lees saam in Deuteronomium 30, vers 19 tot 20, die eerste gedeelte. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur Jahweh jou Elohim lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae. Broers en susters, ons as verbondskinders van Elohim en navolgers van Joshua die gesalfde een, het 'n verantwoordelikheid om ons belofte te vervul wat ons gemaak het, toe ons die ewige verbond betree het. Ons het in verbond ingegaan met Vader Jahweh deur die gestorte bloed van sy enigste seun Joshua, waarin ons plegtig beloof het om hom te dien en hom in ons lewens te kroon as meester en koning. Kan ons dan nog ander meesters in ons lewens toelaat? Ons lees in Joshua 24 vers 14 tot 23.
Vrees dan nou Jahwe en dien hom in opregtheid en waarheid. En verwyder die afgode wat julle vaders gedien het oorkant die Perat, die Efraat, en in Mitsraim, Egipte, en dien Jahwe. Maar as dit verkeerd is in julle oë om Jahwe te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die magtiges, die gode wat julle vaders daaroor kan die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal Jahwe dien. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons dat ons Jahwe sou verlaat om ander gode te dien. Want Jahwe, ons Elohim, dit is hy wat ons en ons vaders uit Mitsraim, uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan onder al die volke waar ons dwarsdeur getrek het. En Jahwe het al die volke en die Amoriet, die inwoner van die land, voor ons uit verdrywe. Ook ons sal Jahwe dien, want hy is ons Elohim. Maar Yahushua, dit is Joshua, het vir die volk gesê, julle kan Jahwe nie dien nie, want hy is 'n afgesonderde Elohim. Hy is 'n jaloerse El. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle Jahwe verlaat en vreemde magtiges dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Joshua, nee, maar ons sal Jahwe dien. Daarop sê Joshua aan die volk, julle is getuies teen julle self dat julle vir julle self Jahwe gekies het om hom te dien. En hulle sê, ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot Jahwe, die Elohim van Israel. Majesteit Jahwe verander nooit nie, soos ons lees in Maleagi 3 vers 6. Hy nooi ons uit om hom te dien en so die vrugte van die ewige lewe te pluk. 'n Mens kan ook nie terugdraai of rondval of dubbelsinnig wees nie, wanneer jy in verbond met Vader Jahwe getree het nie. 'n Mens kan ook nie terugdraai of rondval of dubbelsinnig wees, wanneer jy in verbond met Vader Jahwe getree het nie. Dit is 'n lewe van verantwoordelikheid, toegewydheid, dissipline en selfverloning. Lukas 14 vers 27 tot 32 En elkeen wat sy martelpaal nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesandskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. Soos ons al geleer het, speel gehoorsaamheid verseker die belangrikste rol in die lewe van 'n verbondsgelowige in Yeshua die Messiach, die gesalfde een. Ons lees in Johannes 14 vers 15 waar hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. 1 Johannes 5 vers 3 verklaar verder, want dit is die liefde tot Jahwe, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie moeilik nie. Medebroers en susters, in enige koninkryk is daar reëls of wette neergelê deur die heerser of koning daarvan. Net so ook is daar in Majesteit Jahwe se koninkryk ook wette of opdragte gegee, naamlik die Torah.
Ware diensknegte van die koning sal sy Torah of instruksies gehoorsaam, nie uit dwang of deurdat hulle geforseer word of omdat hulle nie 'n ander keuse het nie, maar omdat hulle hom liefhet en hul gewilliglik hom as koning en meester gekies het. Die Torah, die instruksies, is almagtige Jahwe se karakter en hy nooi ons uit om hom na te boots. Sy begeertes moet ons begeertes word en sy karakter moet in ons karakter ingebou word. Matteus 10 vers 24 tot 25 die eerste gedeelte verklaar: 'n disipel is nie bo die meester nie en 'n dienskneg ook nie bo sy meester nie. Dit is vir die disipel genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy meester. Daar is baie Adamiete in hierdie eindtye wat beweer dat hulle die koning van die heelal dien as die meester van meesters, maar terselfdertyd dien hulle menigte ander meesters ook. Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Meester, Meester, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Meester, Meester, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtige doen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf. Torahloosheid, om sonder die Torah te wees, sonder die wet. Dit is mense wat die wet agter hulle rug gegooi het, deurdat hulle geglo het, dat die wet mee weggedoen was, dat hulle dit nie meer hoef te gehou het, as 'n gelowige nie. En ons weet dit is onmoontlik om twee meesters te gelykertyd te dien. In die wetenskap vir interessantheid is daar 'n natuurwet wat verklaar, twee verskillende objekte of voorwerpe kan nie dieselfde spasie op dieselfde tyd in beslag neem nie. Laat dit 'n bietjie insink. Hoe waar is dit nie in ons geestelike lewens nie? Ons vrugte wat ons dra elke dag in ons lewenswandel sal wys watter meester ons dien. Wanneer sonde, oftewel wetsoortreding ons meester is, sal die volgende vrugte gevind word. En ons lees in Galasiërs 5 vers 20 tot 21. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, torenigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van Jahwe nie sal beerwe nie. Hard en duidelik. Wanneer ons na die Gees wandel en Yeshua as meester volg, sal die volgende vrugte gevind word. Galasiërs 5 vers 22 tot 25. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die Torah of wet nie, maar die wat aan die Messias behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede doodgemaak. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. U sien broers en susters, medevolksgenote, die Gees en die wet gaan hand aan hand saam. Die twee kan nie geskei word nie, want hulle werk saam. Onthou, twee verskillende objekte kan nie dieselfde spasie op dieselfde tyd in beslag neem nie. Dit is of een of die ander.
Ons lees verder in Jakobus 3 vers 11 tot 17. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie? 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerlei gemeene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Dan lees ons in Jakobus 4 vers 4 tot 5. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen Jahwe is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van Jahwe. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? En dan Jakobus 4 vers 7 tot 8. Onderwerp julle dan aan Jahwe, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot Jahwe en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Soveel volksgenote wat bely dat hulle verbondsgelowiges is skuldig daaraan dat hulle louwarm, Laodiseëners is. Hulle wil Jahwe dien en dan ook al die dinge van hulle vlees hê en doen, en die meeste volksgenote is gemaklik met daardie lewe. Ons lewe nou in hierdie laaste dae in die Laodiseense era, soos wat ek daarvan hou om dit te noem, wat beteken dat die meeste belydende gelowiges 'n gemaklike, gerieflike, lui lekker louwarm lewe geniet, om nie eens te praat van ongelowiges daar buite nie. Openbaring 3 vers 13 tot 22. En skryf aan die boodskapper van die gemeente van die Laodisense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van Jahwe. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Maar medebroers en susters, medevolksgenote, in hierdie laaste dae, wat reeds baie laat gevorder het, gaan daar onder gelowiges en in gemeentes gevind word, dat hulle ander meesters dien,
Ons lees byvoorbeeld in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae moeilike tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onafgesonder of onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van Elohim. Mense wat 'n gedaante van toewyding het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Baie sal gou sê dat dit slegs van toepassing is op ongelowige wêreldse mense, maar hier vind ons dat dit juis in die liggaam van Messias voorkom in die eindtyd. Jy word wat jy dien. Jy verander na die gelykenis van dit wat jy aanbid, want dit waarop jou fokus is, word 'n realiteit vir jou. Ons as verbondsgelowiges in die Messias Yeshua se lewens behoort aan Yeshua ons meester. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 15, want die liefde van die Messias dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Romeine 14 vers 7 tot 8. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Meester, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Meester. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Meester. 'n teken van geestelike volwassenheid is die bereidwilligheid om enige iets te doen wat Jahwe in sy woord van ons verwag om te doen aangaande geloofsgehoorsaamheid. Maak nie saak wat die gevolge daarvan is nie. Hierdie wêreldbestel gaan binnekort tot sy einde kom. Ons moet majesteit Jahwe gefokus bly en nie selfgesentreerd nie. As diensknegte en disippels van Yeshua moet ons nie toelaat dat sonde ons oorwin en oorheers nie, maar dat ons sonde oorwin deur sy gees wat in ons woon. Majesteit Jahwe roep ons tot afgesonderdheid, apartgesteldheid, heiligheid. 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Maar soos hy wat julle geroep het, afgesonder is, moet julle ook in julle hele lewenswandel afgesonder word, omdat daar geskrywe is, wees afgesonder, want ek is afgesonder. Levitikus 19 vers 2 spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, afgesonder moet julle wees, want ek, Jahwe julle Elohim, is afgesonder. Om afgesonder te wees beteken om weg van die dinge van die wêreld en die vlees te kom, om jouself te skei van alles wat sonde en onrein is in majesteit Jahwe se oë. Vader se Torah of instruksies leer ons die verskil tussen afgesonder en onafgesonder, tussen rein en onrein. Ons het dus die daaglikse keuse, gaan ons afgesonderd lewe vir Elohim, of gaan ons louwarm voortlewe met een voet in sy gemeente en die ander in die wêreld? Titus 1 vers 15 tot 16. Alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand, sowel as hulle gewete, is besoedel. Hulle bely dat hulle Jahwe ken, maar hulle verloon hom deur die werke. Omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is,
en ongeskik vir elke goeie werk. Broers en susters, mede-volksgenote, is daar so iets in ons lewens? Bely ons Elohim met ons lippe, maar terselfdertyd verloon ons hom in ons lewens wat ons uitleef elke dag? Dit is baie ernstig. Ons moet daagliks ondersoek instel en onsself afvra, wie is my meester? En indien Jahwe wel ons meester is, doen ons dinge wat hy as onrein en sonde beskou? Wie gehoorsaam ek wanneer ek 'n spesifieke ding doen? Indien Yeshua ons koning is, vereer en prys ons lewens hom elke dag? Ons het almal werk aan onsself, en ons moet daagliks ons oortredinge bely en laat staan, en daarna streef om afgesonderd te word, soos wat Elohim afgesonderd is. Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. 1 Johannes 1 vers 9 tot 10. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Die bruid van die lam volg hom oral waar hy haar lei. Wie lei my en jou? Yeshua of ons vlees? 1 Johannes 2 vers 6. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Openbaring 14 vers 1 tot 5. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van sitterspelers wat speel op hulle sitters. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge. En niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die Adamiete as eerstelinge vir Jahwe en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van Jahwe. En wanneer ons getrou is in die minste, sal ons aangestel word oor baie. Elohim verhef en Elohim verneder. Psalm 75 vers 6 tot 7. Want verheffing is nie van die ooste of van die weste of van die woestyn nie, maar Elohim is die regter. Hy verneder die een en verhef die ander. Ons taak as diensknegte van Elohim is om te strewe om bruid te word, en tyd loop baie vinnig uit. Hosea 2 vers 16 tot 23. En in daardie dag, sê Jahwe, sal jy my noem, my man, en jy sal my nie meer noem, my Baal nie. Dan verwyder ek die name van die Baals uit haar mond, sodat hulle by hul naam nie meer genoem sal word nie. Verder sluit ek in daardie dag vir hulle 'n verbond met die wilde diere van die veld, en met die voëls van die hemel, en die kruipende diere van die aarde. Ja, boog en swaard en oorlog sal ek verbreek uit die land, en ek sal hulle in veiligheid laat rus. En ek sal my met jou verloof tot in ewigheid, en my met jou verloof in geregtigheid en in reg, en in goedertierenheid en in ontferming. En ek sal my met jou verloof in trou,
dan sal jy Jahwe ken. En in daardie dag sal ek verhoor, sê Jahwe. Ek sal die hemel verhoor en dit sal die aarde verhoor. En die aarde sal die koning verhoor en die mos en die olie en dit sal Jezreel verhoor. En ek sal haar vir my saai in die land en my oor Lo Ruhamah geen ontferm en aan Lo Ami nie my volk nie sê, jy is my volk en hy sal sê, my Elohim. Openbaring 22 vers 1 tot 5. En hy het my getoon, 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van Jahwe en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van Jahwe en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat Jahwe Elohim hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Ons as verbondsgelowiges in Yeshua die Mashiach is baie ywerig vir die Torah van Vader Jahwe, en ons glo dat dit bewaar moet word. Maar die vraag is, onteer ons Jahwe ons Elohim, wanneer ons ander meesters voor sy aangesig het? Ja, ons doen. Romeine 2 vers 17 tot 24. Kyk, jy dra die naam van Judeer en steun op die Torah en beroem jou op Elohim en jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die Torah onderrig word en jy is oortuig dat jy 'n leidsman is van blindes, 'n lig vir die wat in duisternis is, 'n opvoeder van onverstandiges, 'n leermeester van onervarenes, omdat jy die beliggaaming van die kennis en die waarheid in die Torah het. Jy dan, wat 'n ander leer jy jouself nie? Jy wat preek dat 'n Adamiet nie mag steel nie, steel jy? Jy wat sê dat 'n Adamiet nie oorspel mag pleeg nie, pleeg jy oorspel? Jy wat 'n weersin in die afgode het, pleeg jy tempelroof? Jy wat jou op die Torah beroem, onteer jy Jahwe deur die oortreding van die Torah? Want, soos geskrywe is, die naam van Jahwe word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Ons as verbondsgelowiges in Yeshua die gesalfde een, moet van al die drek in ons lewens ontslaa raak, sodat ons majesteit Jahwe met reinheid en opregtheid van hart kan dien. Maleagi 1 vers 6 die eerste gedeelte verklaar, 'n seun eer die vader en 'n knegt sy meester. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek 'n meester is, waar is die vrees vir my? Hebreërs 12 vers 9. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Indien Jahwe ons meester en koning is, moet ons lewens dit elke dag wys. Ons as verbondsgelowiges in Yeshua die Mashiach, die seun van Jahwe, het 'n verantwoordelikheid om as ambassadeurs op te tree namens sy koninkryk wat ons verteenwoordig. Yeshua vermaan ons in Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my meester, meester, en doen nie wat ek sê nie? Romeine 2 vers 13, omdat nie die hoorders van die Torah by Jahwe regverdig is nie, maar die daders van die Torah geregverdig sal word.
Joshua is die koning van 'n letterlike koninkryk. Daardie koninkryk se konstitusie is die Torah. Dit is die lewende woorde van ons meester. Laat ons lewens hom elke dag lof en eer bring. Mag ons elke dag daarna strewe om beter diensknegte van Joshua ons meester te word en ook deel van sy bruid te word. Berei jy voor vir sy koninkryk? Onthou, ons word geroep om as konings en priesters te regeer saam met Joshua in sy vinnig komende koningskap. Berei jy jouself voor daarvoor? As Joshua ons koning is, dan moet ons nou leer hoe om hom te bedien en 'n ambassadeur vir sy koninkryk te wees. Halleluja! Baie dankie vir die saamkyk, medebroers en susters, medevolksgenote. Versprei gerus hierdie video op sosiale media sodat ander volksgenote ook die waarheid kan hoor. Geseënde dag vir elkeen. Selah.